Goeiemôre volk van Israel, vandag die 12de, die 4de dag van die week. En ek bring vir julle boodskap. Vader het vir ons gespreek in Matteus 13 vers 12, want hy wat het, aan hom sal gegee word. En hy sal oorvloed het, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Soos Vader gespreek het in Matteus 13 vers 34. Al hierdie dinge is deur Jesua in gelykenis vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie. So mense, Vader het in gelykenisse gespreek. Hier toe Vader gesê het, want hy wat het, aan hom sal gegee word, het Vader gepraat van Torah, die kennis, die wette van Moses, en hy sal oorvloed het, maar hy wat nie het nie, met ander woorde, jy wat nie luister nie, jy wat nie wil ag gee op die wet van Moses nie, van hom sal ek wegneem, en ook wat hy het. So wat Vader sê is, selfs jou skatte en jou rykdom. So wat ek vir julle bring vandag is, ons is maklik om te roem oor ons geld en ons status, maar neem ons werklik Vader in ag, of neem ons die arme in die land in ag? Vader het gesê, die arme sal nooit ontbreek in die land nie. Daar sal altyd armes wees. Maar jy wat het, waarom gaan jy nie uit en gaan doen goeie werke nie? Jy het gedink as jy in die kerk jou 10de gee, jy gaan gered word. Dis nie wat hierdie woord ons leer nie. Glad nie. So ek bring dit vandag vir jou. Hy sê daar so in Spreuke 11 vers 28, wie op sy rykdom vertrou, die sal val. Maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. So ek hoop vandag dat hierdie boodskap 'n boodskap is om julle wat geld het, julle wat ryk is, julle wat roem op julle bates, sal luister na hierdie boodskap. Want hulle noem het, wanneer jy goeie werk doen, 'n mitzwa. Nou wanneer begin julle goeie werke doen? En gaan uit, ek gaan vandag vir julle 'n video aanheg, en kyk na dit. Dit is 'n man wat daar in Europa en Amerika loop en sy geld gee. Wanneer begin julle dit te doen in Suid-Afrika? Luister mooi wat sê Vader in sy woord. Hy sê in Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. So daar het Vader ook vir jou gesê, moenie geldgierig wees nie. En ek sien dit in hierdie land. Ek sien dit selfs onder die boere. Daarom kry die boere pakslaag, maar hulle verstaan nie wat hierdie woord ons leer nie, want hulle glo leraars van kerke. En hierdie pakslag gaan groter word nou, dis hier. En volk, as julle nie gaan luister, die Vader sê, sal ek 7voudig die pla oor julle stuur, en die pakslag. Gaan lees Levitikus 26. En nou lees ek vir julle uit Jakobus uit, Jakobus 5 vers 1. Kom nou julle rykes, ween en huil oor julle ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is verdorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes. Hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en julle sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgehoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom in die ore van Jahwe van die leerskare. Julle het op die aarde weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Maar wat doen julle? Julle kyk neer op die armes. Julle is hoogmoedig. Maar is tyd dat julle begin doen wat hierdie woord leer. Leraars van kerke, wanneer hulle met jou spreek, is motiverende sprekers. Maar wanneer ons begin spreek uit die profesie uit, sal julle begin luister. Want julle pak is nader as julle volgende bord kos. Die woord sê dit vir ons.
Ek gaan lees Deuteronomium 28. So vandag volk, ek vra julle wat geld het, gaan uit, gaan gee aan armes. Waarom wil jy leen op jou rykdom? Wanneer jy doodgaan, het jy niks om saam te neem nie. So ek vra vandag, gaan maak julle hande oop waar julle is. Skenk aan die armes, nie aan jou kerk nie, want jou tiendes moes nooit gegaan het vir die kerk nie. Jou tiendes moes gegaan het vir die armes en die weduwee in jou land. Mag Vader julle harte open, laat julle sien wat julle verkeerd doen. Ek groet julle in die naam van my Vader, Yeshua Messiah. Amen. Shalom en 'n geseënde dag vir julle almal.